Goeiedag geliefdes. Ons gaan in die volgende klomp oordenkings luister na die 2 Tessalonisense sendbrief. Vandag luister ons na 2 Tessalonisense 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van Thessalonika in God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Soos dit gepas is, moet ons God altyd oor julle dank, broers, omdat julle geloof uitermate groei en een en almal van julle se liefde vir mekaar toeneem. Daarom spog ons op ons beurt onder die gemeentes van God oor julle volharding en geloofsvertroue, te midde van al die vervolging en verdrukking wat julle verduur. Dit is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, dat julle waardig geag word vir die koninkryk van God, terwille waarvan julle ook ly. Dit is inderdaad vir God reg om diegene wat julle verdruk met verdrukking te vergeld en verligting te gee aan julle wat saam met ons verdruk word. Hy sal dit doen deur die openbaring van die Here Jesus uit die hemel saam met sy magtige engele in 'n vuurvlam, terwyl hy wraak uitoefen op hulle wat God nie erken en die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Hulle sal gestraf word met ewige vernietiging, weg van die aangesig van die Here en sy magtige heerlikheid. Dit sal gebeur op daardie dag wanneer hy kom om deur sy heiliges verheerlik te word. Ja, om deur alle gelowiges bewonder te word, omdat ons getuienis teenoor julle geglo is. Met die oog hierop bid ons ook altyd vir julle, dat ons God julle vir hierdie roeping waardig sal ag, en dat hy deur sy krag al julle goeie begeertes en geloofsdade ten volle sal verwesenlik, sodat die naam van ons Here Jesus onder julle verheerlik kan word en julle in hom verheerlik word, op grond van die genade van ons God en die Here Jesus Christus. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Paulus se eerste brief aan die Tessalonisense het hy baie geskryf oor Jesus se wederkoms. Nou, aan die begin van sy tweede brief aan hulle, skryf hy weer oor die wederkoms. Hy verwys spesifiek daarna dat Jesus se koms gepaard gaan met oordeel. In ons geloofsbelijdenis sê ons dat ons glo in Jesus Christus, wat van die regterhand van God sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Wat beteken dit vir ons dat Jesus kom om te oordeel? Paulus gebruik Jesus se oordeel vir hierdie brief as woorde van bemoediging. Die gemeente in Thessalonika is vervolg en die gelowiges het swaar gekry. Daarom sê Paulus vir hulle: hou moed, die Here kom om te oordeel en julle swaar kry is eintlik 'n bewys daarvan dat hy regverdig sal oordeel en dat julle geskik gemaak word vir God se koninkryk. Dan gaan hy voort om vir hulle te verduidelik dat Jesus met sy wederkoms alle mense gaan oordeel. Die mense wat God nie ken nie, of wat aan die evangelie ongehoorsaam is, sal gestraf word. Hulle straf is om vir altyd van God se teenwoordigheid verban te word. Maar dit is die troos. Die wat in die Here glo, sal hy saam met hom neem om in sy teenwoordigheid te wees. Hulle sal hom daar verheerlik en hom eer. Ons wat glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het, sal nooit van God verlaat word nie, want hy het daardie straf in ons plek gedra. Jesus wat kom om te oordeel, is self geoordeel en was van God verlate. Nou kan ons vra, waarom word gelowiges waardig geag vir die koninkryk van God? Omdat gelowiges aan Jesus behoort. Hy het ons met sy bloed gekoop. Hy het ons regverdig gemaak deur sy lyding, sterwe en opstanding. Hy het aan die regterhand van God gaan sit en vir ons plek gereed gekry in sy teenwoordigheid. As gevolg van sy werk is ons nou geskik vir die koninkryk van God. Hierdie werk van hom verander ons en daarom kan ons nie verder soos ongelowiges lewe nie. Die Here help ons ook hiermee deur ons waardig te maak. Op aarde kry ons swaar en word gelowiges vervolg. Maar al hierdie swaar kry versterk ons geloof sodat ons nader en nader aan die ewige teenwoordigheid van die Here kan beweeg. En wanneer hy weer kom,
sal hierdie proses voltooi wees. Dan kan ons vir ewig by hom wees. Gelowiges kan dus met vreugde uitsien na Jesus wat kom om te oordeel. Sy oordeel is vir ons goed, want ons gaan dan die goeie ontvang wat hy vir ons deur sy swaar kry verdien het. Alhoewel hierdie dinge eers met die wederkoms volmaak sal wees, kry ons nou reeds deel daaraan. Daarom moet ons geloof groei en ons liefde vir mekaar moet toeneem. Ons moet volhard in die geloof en wanneer ons vervolging of lyding ervaar, moet ons dit met hoop verduur. En dit alles moet ons aanhou bid en God verheerlik, want hy kom weer om te oordeel. Dan sal ons hom verheerlik en hy sal ons verheerlik op grond van die genade van ons God en die Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie vir hoop. Dankie dat ons kan weet dat Jesus weer kom om te oordeel en deur die oordeel ontvang ons die goeie wat U vir ons verdien het. Lei ons met die Heilige Gees sodat ons sal weet wat ons roeping in hierdie wêreld is en dat ons hierdie roeping ook sal uitleef. Ons bid dat U ons daaglikse werk sal seën, gee vir ons geleenthede om ons werk te kan doen en ook die middele om ons werk te kan doen. Ons wil voorbidding doen vir ons polisie, seën hulle werk om wet en orde in ons land te handhaaf, sodat ons in rus en vrede kan saamleef, om ook ons daaglikse werk te kan doen. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.